Goeiemôre Radio Fynbos luisteraars. Ons woord vir oggend is uit Numeri 21 vers 17. Toe het Israel hierdie lied gesing, spring op o put, besing hom. Nou op hierdie stadium het die Israeliete deur die woestyn getrek en er was daar geen teken van water nie. En God het vir Moses gesê, bring die kinders van Israel bymekaar en ek sal vir hulle water gee. En dan lees jy vers 16, en daarvandaan het hulle na Beer getrek. Dit is die put waarvan die Here aan Moses gesê het, laat die volk bymekaar kom en ek sal vir hulle water kan gee. En hulle het bymekaar gekom met hulle stawwe wat in hulle hande was. Nou 'n staf beteken die autoriteit wat jy het in gees. En toe het hulle begin sing. En daar kom die geluid van water toe. Van onder die aarde af begin dit toe opborrel uit die woestyn uit. En dit het hierdie put begin vul. En dit het begin oorloop. En dit het begin loop oor die grond. En uit hierdie water wat onder die grond was, het hulle begin spit. En hulle het dit letterlik raak gespit. Met hierdie gesang van hulle. Hierdie water was al so lank daar, maar hulle het nie geweet van dit nie. Wat 'n prentjie van waarheid moes dit nie gewees het nie. Die herinnering van die stroom van seëninge wat ingehou word, wat versteek is in ons lewens. En dan moet ons begin reageer, soos die woord van God vir ons sê, om hom te loof en om te prys, want aan sy goedheid is daar geen einde nie. En so sal ons wat ons nodig het, ook begin sien, opborrel, stadig in ons lewe, net soos hierdie water, wat die Israeliete nie van geweet het onder die woestyn is nie. En so sal ons agterkom, dat leeplekke begin vol plekke raak. Die lofprysing spring jou gees op, en wanneer jou gees opspring, sal jy ook makliker sien, hoe deure vir jou begin oopgaan. Ons lofprysing sal dan hierdie water van die Heilige Gees wat in ons opspring wees. Soos hy sê in Jesaja 35 vers 7, en die gloeiende grond sal 'n waterplas word, en die doorsland fonteine van water, en in die plek van die jakkalse waar hulle gelê en gerus het, is die gras met riete en bissies bedek. Lofprysing verheerlik God. Dit bewys jou geloof en jou dankbaarheid, dat jy in blydskap gevul is, in lofprysing en aanbidding. En dit is wat Filippense 4 ook vir ons sê, maak jou gebed bekend, in smeking en danksegging by God. En hierdie is net 'n boodskap wat ek met jou wil deel, vir oggend vroeg. As jy kyk net hoe hierdie water ook net die weerkaatsing het, dan wil ek ook net vir jou die versekering gee vanoggend, soos in die hemel, so ook op die aarde. Soos wat dit vir Moses hulle was, so sal dit vir ons ook wees. Moses hulle moes hulle stawwe opgetel het, en hulle moes begin grou het, maar dit moes met 'n lofprysing gewees het. En net so wanneer jy die Here reeds loof en prys, vir wat nog nie jou deel is nie, sal jy sien dat God getrou is, dat God regverdig is, en hy sal jou gee, die begeertes van jou hart, as jy jou verlustig in hom. Verlustig jou in hom, en hy sal jou gee, die begeertes van jou hart. En vanoggend is dit vir my 'n voorreg, om vir jou communion te kan bedien, sodat jy jou sal verlustig in die Here, dat jy die bloed van Jesus sal drink, en dat dit sal gaan na daardie leë plekke in jou lewe toe, daardie plekke waar jy die Heilige Gees so nodig het, die krag nodig het om te vergewe, die krag om vergifnis te vra, die krag om net hierdie dag te vat, en van vooraf te begin en te weet, dit is die dag wat die Here gemaak het. Jy kan vanoggend begin om jou put te grawe, deur te weet, dit is die dag
wat hy gemaak het. Hierin sal ek bly wees en vrolik wees. Dan ook, daar waar daar diep wonde in jou is, waar jy genesing nodig het, dat jy ook vanoggend sal weet, maar jy kan uit die bron van die wonde van Jesus jou genesing vind. Wat het jy vanoggend nodig? Here, baie dankie vir u genade. Dankie Here dat ons u kan loof en u kan prys en u naam kan besing en kan weet Here, dat u is die lewende water wat in ons opborrel soos 'n fontein tot in ewigheid. Help ons dan Heilige Gees om asseblief te glo soos die skrif sê. Amen.